kyk op na die berge, waar vandaan sal daar dan op kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde kon vorm. Hy sal nie toelaat dat jy val nie. Ek groet julle vanoggend in die naam van God die Vader, wat, hoor mooi, oral by ons is. Ek groet in die naam van Jesus, die Seun van God, wat met ons is, Immanuel. Ek groet in die naam van die Gees van God, wat in ons is om ons krag te gee in moeilike tye. Kom ons bid saam. Here, ons belydenis vanoggend is: by U is ons veilig. Onder U vlerke ervaar ons beskerming. Dankie dat U ons beskerm in tye van nood. En dat U in tye van nood nie weg is nie. Want Here, baie dikwels ervaar ons en beleef ons, ek is alleen. Daar's niemand nie. Dan vergeet ons, U het beloof, ek sal julle nooit verlaat nie. Dankie Jesus, dat U op aarde vir ons kon wys het. Dat U nie die oorsaak is van die probleme nie, maar dat U die oplossing is. Dat U ons nie straf nie, maar dat U ons vergewe. Ons weet, in ons lewens het ons op plekke gekom deur ons eie toedoen. Die konsekwensie van ons keuse, die konsekwensie van ons besluite, het ons gebring by 'n plek waar ons God verlate voel. En selfs dan is U by ons. U is by ons en met ons. Here, ons is hier om te kom bid vir ons land. Daar was seker nog nooit in die geskiedenis waar het met ons land slegter gegaan het as op die oomblik nie. Here, U weet, mense kry swaar. Mense het moed verloor. Mense sien nie meer 'n toekoms nie. En in hierdie tyd moet ons aan U God vashou. Ons kan nie bekostig om een tree sonder U te gee nie, want een tree sonder U is een tree te ver. Kom nou in hierdie boodskap en troos ons en versterk ons in die naam van Jesus. Amen. Amen. Die psalm wat ek graag volgende vir julle wil lees, wat julle almal baie goed ken, is ou Dawid, wat na hierdie Psalm 121, 1-3, is 'n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? Antwoord: my hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy sal jou beskerm, want hy slaap nooit nie. Ek het gesê ek wil graag ietsie van my eie hart met julle deel, en dit is dat die afgelope 4-5 maande was verseker die swaarste tyd wat ek ooit in my lewe geken het. Ek kan nie dink aan 'n tyd in my hele lewe wat ek nie hierdie
swaar hartseer pyn beleef het nie. My oë het ewe skielik oopgegaan. En besef dat ek in die verlede, toe ek 'n jongerige dominee was, so maklik vir mense kon sê, dit sal beter gaan. Tyd heel die wonde. Ek ken al hierdie klisjées wat ons vir mense gee. En ek het besef, hierdie woorde help nie. Weet jy wat behoort 'n mens te doen in 'n tyd waar iemand deur 'n baie moeilike tyd gaan? Jy moet net daar wees. Moenie preek nie. Moenie Bybeltekste aanhaal nie. Wees net daar. Wees net daar. Want dis wat mense nodig het. Hulle wil voel hier's iemand by my. Hier's iemand wat vir my omgee. Ek dink julle die afgelope week ook het julle ook gelees of geluister na wat gebeur in die wêreld. En weet julle, ek het net besef dat hier sit nou die sogenaamde groot leiers van die wêreld. En weet jy wat hulle weet nie? Hulle het nie antwoord nie. Hulle is eintlik die probleem. En jy moet onthou, as jy die probleem is, kan jy nie die oplossing word nie. Luister na my. As jy op hierdie oomblik in jou lewe by 'n plek gekom het en dit is en jy het 'n probleem veroorsaak of jy sit in 'n situasie waar jy dit eintlik oor jouself gebring het op 'n manier, dan moet jy weet dat jy op daardie oomblik moet jy by die Here uitkom, moet jy naby die Here wees. Want mense soek nou sekerheid, hulle soek veiligheid. Hier in ons land is dit die hoogste moord in die wêreld. Meer mense word verkrag as enige plek in die wêreld. Ons land het 'n ongelooflike gevaarlike plek geword. En dis in hierdie tyd wat ons as kinders van die Here vir mekaar moet sit, dit wat ons daar sien in die wêreld en die leiers wat ons sien, sê vir ons hulle die Here langs die pad verloor. En iemand sonder die Here, nee, luister na my. Iemand sonder die Here het nie 'n oplossing nie. Hulle soek 'n plek waar hulle sogenaamde oplossings kry. Die een ou kry dit in 'n bottel. 'n ander ou kry dit in 'n klomp pille. 'n ander ou kry dit in plesier en almal kom by so 'n plek uit. En weet jy wat, as hulle by die plek terugkom, is die probleem groter. Want as een plek. Ons skuil by die Here. 'n plek van beskerming. Hoor Psalm 91 vers 4. Mooi luister, jy moet asseblief luister. As jy dit gaan verloor, gaan jy die hele preek verloor. Psalm 91 vers 4 sê die Here, die Here sal jou beskerm, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke beskerm. Hy bly dieselfde. Hy sal vir jou wees soos 'n skild, soos 'n sterk muur om 'n stad. Hy sal jou verlos van enige gevaar wat jou lewe bedreig. Hy sal jou veilig oppas. Daarom kan jy by hom gaan wegkruip. Met sy groot liefde keer hy die gevaar af. Is dit nie so troostend nie? Ek weet nie of jy al ooit 'n hen gesien het nie. Want daar kykentjies nie, hulle het nou dag op die televisie gewys hoe 'n arend daarbo sit en jou hen met haar kykentjies daaronder loop en toe die arend afpyl op haar kindertjies, het sy die arend aangeval. Sy het hom geveg en hy het weggevlieg. En die kykietjies is veilig onder haar. Jy sien oukies, dis hierdie ding wat God vir ons sê. Kom, daar gaan gevaar kom. Daar gaan 'n arend kom wat jou probeer verslind. Daar gaan 'n storm kom. Daar gaan goed oor jou kom. Dit gaan gebeur. Maar dan moet jy onder die vlerke van God veiligheid gaan soek. En Jesus het ook eendag gesê vir Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek julle bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens, maar julle wou nie. Luister nou na my, iemand wat nou na my luister. Luister. Is die probleem dat jy nie beskerming kry nie? Is jou probleem nie dat jy getroos word nie, omdat jy weier om onder die Here te gaan skuil? Ek sal dit self doen. I can pay my way. Ek sal die probleem oplos.
En Here sê, ek wou so graag vir jou hen wees. Ek wou so graag jou onder my beskerming gebring het. En daarom moet ons asseblief, ek sê dit vir iemand wat hier sit, of wat daar luister na my, daar kom 'n plek waar mense sê, daar is nie 'n God nie. Want hulle kom by die plek waar hulle sê, as God dit toelaat, as God dit oor my gebring het, jy sien, hulle begin met die verkeerde plek. Die oorsaak is nie God nie. God is die oplossing. Moenie van God 'n probleem maak nie. Die Here het die storm gestuur. Die Here het die droogte gestuur. Die Here het my kind weggeneem. Die Here het die ongeluk. Oukies, dis nie waar nie. Want as dit waar is, kan dit nie God wees nie. Dit is 'n God van liefde. 'n Ongeluk is onverklaarbaar. Dikwels. Hoeveel mense is ongelukkig dood? Maar weet jy wat? Mense wat dan onder die Here gaan skuil. Wat nie 'n vinger na God wys nie. Maar saambid en sê, Here, help my. En dan word hy vir jou hierdie hen met kykens. Maar dit is so wonderlik dat God 'n plek van skuil, 'n plek wees waar om te skuil. Hier staan in Psalm 57 vers 2. Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by U skuil ek. In die skadu van U vlerke sal ek skuil totdat die vernietiging verby is. Kan jy net na my luister asseblief? Weet jy, sommige storms hou lank aan. Sommige siektes hou verskriklik lank aan. Ek was hierdie week daar waar ek nou is, waar ek en Nelly eintlik saam so gewoon het, en ek het vir hulle gesê, ek is gewillig om vir die mense daar te gaan bid, veral daar in die siekeboeg. En die suster vat my daarna een van die kamers toe waar 'n vrou lê wat al sy het dementia vir al 4-5 maande. Sy lê daar, 'n bondeltjie bene. Sy weet nie wie sy nie. Sy weet nie wie haar kinders is nie. Sy lê net daar. En weet jy, ek staan daar en as jy na haar kyk, is daar 'n vraagteken in jou hart. Hoekom? Hoekom moet dit gebeur? Waarom? Die Here kan hom ons een oomblik gesond maak. Dit is alles waar. Maar jy sien, ons leef in hierdie wêreld met al sy siekte en al die ellende, met alles wat gebeur. Maar daarom is God daar. Moenie as hierdie goed gebeur, God wegjaag nie. Moenie vir God kwaad word en hom sê ek wil niks meer te doen hê nie. Ek het hoe ek jou beleef my lewe. Dan moet jy nader aan God wees as ooit van tevore. Moenie wegbeweeg nie. Onthou jy, die Judas Jesus verraai het hy van Jesus af weggevlug en het selfmoord gaan pleeg. Petrus het Jesus verloon, maar hy het na Jesus toe gevlug. En Jesus het vir hom troos gegee. Is jy op 'n plek nou waar dit moeilik gaan? Miskien is dit al 'n lang tyd, miskien is dit tyd wat amper vir jou onmoontlik is. Dan wil ek vir jou sê, ek het nie die antwoord nie. Mense gee kortkits antwoorde. Maar God gee vir jou 'n skuilplek. Totdat hierdie storm, totdat hierdie swaar verby is. Maar u moet by hom bly. Onder sy vlerke moet u skuil. Maar daar's 'n plek onder die vlerke van die Here waar jy vrede kry. Ek vind al meer en meer mense wat ongelukkig is, ontevrede is. Hulle is altyd ontevrede. Hulle soek altyd, hulle is kwaad. En die kwaad haal hulle uit op ander mense. En op daai manier vlug mense ook nog verder weg van hulle af. Pas op daarvoor. Pas op dat jou kwaad jou grootste probleem word. Pas op dat jou bitterheid jou grootste probleem word. En daarom moet jy vrede vind. Waar vind jy vrede? Onder God se vlerke. Filippense 4 vers 7 sê, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Jesaja 26 vers 3 tot 4 sê, U Here, gee my U vrede en voorspoed vir die wat op U vertrou en volhard in geloof. Vertrou altyd op die Here, want hy sal jou beskerm. Toe ek hierdie preek voorberei het ek hoeveel keer het ek geskryf en uitgevee en geskryf en uitgevee.
Gelukkig met 'n rekenaar kan jy dit so vinnig doen. Jy druk so delete knoppie en dan is dit weg. Maar weet julle oukies, ek het by hierdie plek gekom waar wat ek nou met jou gaan deel. En weer 'n stukkie van my eie lewe. Jy weet 8 jaar gelede is my kleinkindjie, my klein seun in 'n motorongeluk oorlede. Op pad na my bestemming toe waar ek gaan vir my aftrede. Ek is afgetree en ek het 'n huis daar by die see wat ek al soveel jaar afbetaal het om daar te gaan aftree. En toe ons op pad is na die huis toe gebeur die ongeluk. En my kleinkind is dood en ons kaartehuis val in mekaar. Al ons planne, al my drome van my aftrede by die see, alles in een oomblik verpletter. My vrou het baie seer gekry. En dit is van daardie tyd af wat sy begin al meer en meer haar gedagtes verloor het. Uiteindelik het daai bloedklont haar einde gekos. En verstaan julle, en ons vra die vrae, hoekom, waarom, wat? Maar ek kan dit vir julle sê, nou met ek terugkyk, nou besef ek, weet julle wat? Die Here het my in hierdie tyd meer gevorm as ooit in my lewe. Ek is soos 'n kleipot wat hy gevorm het, 'n kleipot, en hy het die goed uitgehaal wat hy daar hoort is nie. En in hierdie klomp jare het ek besef, Romeine 5 vers 3 tot 5, dit is egter nie al nie, ons verheug ons oor swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees, wat hy ons gee. Hoor julle dit? Hoor julle dit? Hier sê Paulus, ek is bly oor my swaar kry, want my swaar kry het my gevorm. Swaar kry het my by hoop uitgebring. En luister nou na my, en iemand wat hier sit en luister na my, het hierdie woord nou baie nodig. Moet nooit hoop verloor nie. Moet nooit hoop verloor nie. Want sonder hoop gaan jy onder. En daarom moet jy toelaat dat jy hoop. Ek het dokter toe gegaan. Ek het hulp gaan kry. Ek het pille gedrink om oor hierdie verskriklike tyd te kom. Daar's sielkundiges, daar's psigiaters, daar's plekke waar mense naartoe kan gaan vir 2-3 weke om gehelp te word, want jy moet genees. Moenie handdoek ingooi nie. Daar's mense wat jou kan help. Ek lees nou 'n boek wat iemand van my gegee het, en hierdie boek beteken my so baie. Omdat dit gedigte is wat gaan oor treur, oor rou. Ek lees dit oor en oor en oor. En weet wat gebeur? Die binnekant begin ek al meer en meer te genees. Ek sluit af. Weet jy wat? Hoor nou mooi. Hierdie swaar in mense lewe, hierdie moeilike tyd in mense lewe, is 'n plek van, hoor mooi, is 'n plek om selfstandig te word. Jy luister, selfstandig te word. In Deuteronomium 32 vers 11, en dan gaan hier afsluit. Die volgende ene kan ons los. Deuteronomium 32 vers 11. Kom Moses en hy sê, 'n arend skop op 'n dag haar kleintjies wat te groot geword het uit die nes. Hierdie arend en sy wyfie of sy vroutjie het hierdie eiers gelê, het hierdie klein arendjies uitgebroei. En nou word hulle groot. Hulle kom elke dag kom die arend pa en ma met die kos en hulle hoogtepunt van elke dag. Die hoogtepunt van elke dag is wanneer jy hulle kos kry. Daar bo in die kraanse. Dis waar 'n arend sy nes bou. En dan op 'n dag kom hierdie selfde pa. Hierdie pa wat hom opgepas het, hierdie pa wat vir hom gesorg het, kom hy en hy krap die nes uitmekaar uit en hy skop hulle uit die nes uit. En daardie arendjies vra maar, wat het nou gebeur? Haat my pa my? Wat het gebeur? En dan staan daar, sê Moses, hierdie arend vlieg onder hierdie kleintjies in. En dan tel hy hulle met 'n vlerke op en die ma gaan onder hierdie kleintjies op en trek met haar vlerke op boontoe. Want weet jy wat? Hulle is besig om hierdie kleintjies te leer vlieg. Want hulle is nou te groot vir die nes. Hulle moet hulle eie lewe lei.
Hulle moet selfstandig word. En is al manier hoe die kleintjies gaan leer vlieg. Hulle los hulle en hulle tel hulle op en hulle los hulle, tel hulle op. Weet jy, in ons lewe het ons sulke plek in ons lewens. Waar ons voel maar die Here het my uit die nes uit geskop. Julle wat ouers is, daar kom 'n tyd in 'n kind se lewe. Wie van ons wil ons kind uit die huis uit laat gaan? Maar daar kom 'n tyd in jou lewe wat jy jou kind uit amper moet forceer om uit die huis uit te gaan. Jy moet hom forceer om selfstandig te gaan word. Hy moet daar buitekant sy eie lewe begin vorm, want anderster gaan hy nooit leer vlieg nie. Ek kan vir hom versorg. Ek kan vir hom kos bring elke dag, maar dit gaan hom nie laat vlieg nie. Jy gaan vlieg met jou eie vlerke. Jy gaan vlieg deur jou eie lewe daar buitekant te gaan vorm. En sterk te word, sodat jy ook jou eie gesin weer kan vorm. Dis die natuur, maar dis ook in ons lewens so. En miskien is jy nou by die plek waar jy geleer word om te vlieg. En dis nie 'n lekker tyd nie. Dis nie 'n lekker tyd nie. Maar dis goed vir jou. Ek het hoeveel keer gesê ek wil huis toe gaan. En dan gaan ek nie huis toe nie, want as ek huis toe gaan, dan bly ek weer daar en dan raak ek weer afhanklik van my ouers. En ek het swaar gekry. Ek het soms gevoel, Here, ek kan nie meer nie, maar ek het gebly. En ek het bly veg, en ek het bly werk, en ek het bly aangaan. En uiteindelik het ek by die plek gekom waar ek self kon vlieg, waar ek selfstandig word. En met al hierdie dinge wil ek net vir u sê, in hierdie tyd waar dit swaar gaan, ek het nie vir u probeer kort antwoorde gee nie. Ek maak nie asof u probleem nie iets werd is nie. Ek maak nie asof ek kom net vanoggend by julle en sê, julle gaan na hierdie preek weer moet luister. Van die tyd vorentoe gaan moeilik word. Ek hoor al meer en meer kinders verloor hulle werk. Al meer en meer kinders kan nie meer werk kry nie. Daar's dokters wat klaar afstudeer het, wat nie plek het om te werk nie. En weet julle wat? Hulle gaan oor see. My kinders sit oor see. Ek sien hulle feitelik nooit. My kleinkinders is my vreemdelinge. Maar hulle het gaan omdat hulle vir hulle eie lewe moet gaan bou. Hier in Suid-Afrika is hulle gekeer. Hulle kon nie. Elke keer gesê die beleid is, jy ken die storie. En hulle het uitgegaan. En weet wat? Hulle verlang elke dag huis toe. Elke dag. Hulle wil huis toe kom. Maar waarna toe kom hulle terug? Dis die probleem. Mag die Here gee dat jy ook huis toe sal gaan en net hierdie prentjie vir jouself weer sal skep. Onder u vlerke is daar vir my skuiling en onder u vlerke vind ek vrede. Amen. Ek stuur jou huis toe met hierdie seën. God is bokant jou. Hy is onder jou. Hy's langs jou. Hy's rondom jou. Hy's in jou vir altyd. En hy gee aan jou vrede. Amen.